gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, Dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee, van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Vriende, baie welkom vandag so op 'n Vrydagoggend hier in die teenwoordigheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees. God is vir ons Heilige God. Hy is skepper van die hemel en aarde. Hy is beskermer. Hy is koning. Hy is oorwinnaar. Hy is hoorder van gebede. Hy is werker van wonders. Ons God is die groot Ek is. In die teenwoordigheid van God groet ek u vandag in die naam van hierdie God waarin ons glo, Vader, Seun en Heilige Gees. Vriende, ons is vandag hier by mekaar om iets van die gelofte te herdenk, te vier, te heilig. En daarom wil ek graag vir ons die gelofte voorlees. Ons gaan vandag baie met hom te doen kry. Teen die einde van die dag ken ons hom dalk uit ons kop uit. Ek lees vir ons die gelofte voor. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm
en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Vriende, kom ons bid saam, dat die Here hierdie dag sal seën. Hemelvader, ons kom vandag as gelowiges bymekaar om eer aan U te bring, om U naam te verheerlik, om U naam groot te maak, omdat U die groot Ek is, God is. Vader, ons staan vandag hier in U teenwoordigheid, en ons is dankbaar vir dit wat U in ons lewens gedoen het. En daarvoor loof en prys ons U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil vir ons eers 'n stukkie wet voorlees vandag. En die wetvoorlesing kom uit Deuteronomium 6, vers 4 tot 9 en dan weer vers 20 tot 25. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. Wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wanneer jou kind in die toekoms vir jou vra, wat is die bedoeling van die bepalings, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here ons God vir julle voorgeskryf het, dan moet jy vir jou kind sê, ons was slawe vir die Farao in Egipte. Maar die Here het ons met 'n sterk hand uit Egipte uitgelei. Die Here het in Egipte voor ons oë groot en skrikwekkende tekens van mag en wondertekens gedoen aan die Farao en sy hele huis. Maar ons het hy daarvandaan uitgelei, sodat hy ons hierheen kon bring om aan ons die land te gee wat hy met 'n eed aan ons voorvaders beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al hierdie vaste voorskrifte te leef en om vir die Here ons God ontzag te hê, sodat dit altyd met ons goed sal gaan en sodat hy ons in die lewe sal hou soos dit vandag is. Dit sal tot ons heil strek as ons hierdie hele gebod nougeset nakom in die teenwoordigheid van die Here ons God, soos hy ons beveel het. Vriende, hierdie skriflesing volg op Deuteronomium 5. In Deuteronomium 5 kry ons mos die tweede keer wat ons lees van God wat die 10 gebooie aan Moses gee. Die wet word gegee. Dit wat God van sy volk vra, word gegee. En dan in hoofstuk 6 kry ons hierdie rede vir hoekom ons dit volg. Want die beslissings en die bepalings van God is wat hy van ons vra en ons kom dit na omdat God groot is, omdat God in ons lewens gewerk het, omdat God groot wonderwerke gedoen het in ons geskiedenis. Dit is hoekom ons dit volg. Maar hy gaan verder as dit. Hy kom sê vir ons, leer dit vir jou kinders, vir jou nageslag. Soveel so, dat as die dag kom, wat jou kind by jou kom sit en sê, hoekom? Hoekom
moet ons hierdie dinge doen? Hoekom leef ons soos wat ons leef as gelowiges? Dan het jy 'n antwoord. En die antwoord is, want God is groot. Want God is almagtig. Want God het wondertekens vir ons bewys. Want ons het deel aan die geskiedenis van God se werk in sy volk. God het vir my en vir jou uit Egipte uitgelei. God het vir my en vir jou gedra. En daarom volg ons dit. Vandag het ek vir ons 3 vrae as skuldbelydenis. Ek gaan hulle op die bord sit. Die eerste vraag wat ek vir jou en vir myself vandag vra, is dit: het ek en jy God lief? Het ons hom lief bo alles in ons lewe? Het ons God lief bo ons werk? Het ons God lief bo ons vriende? Het ons God lief bo ons land? Het ons God lief, ja selfs bo ons familie? Die tweede vraag: glo ek en jy dat ons deel het aan die werk wat God gedoen het toe hy die 10 plaae oor Egipte gebring het? Glo ons dat ons deel het daaraan toe hy wonderwerke in ons geskiedenis gedoen het? Derdens: dra ek en jy die evangelie van Jesus oor na ons kinders? Dra ons dit oor na ons vriende en familie? Leer ons hulle om God se voorskrifte na te kom? Vriende, ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik jou oë te sluit, om in gesprek met God te tree. As jou antwoorde op enige van hierdie plekke dalk 'n amper nee was, gaan ek jou vra om saam met my nou te bid en vir die Here om vergifnis vra. Kom ons bid. Hemelvader, U ken ons lewens, U ken ons harte. Ag Here, U woord is so duidelik, U wet is so duidelik. En vandag, Here, kom ons en ons vra dat U ons lewens sal deursoek. En ja, Here, wys vir ons uit die plekke waar ons U nie eerste liefhet nie. Here, wys vir ons hoe ons deel het aan die geskiedenis wat ons in U woord en in ons lewens het. Van dit wat U kom doen het. Die verlossing, die redding, die krag wat ons raak sien, die wonderwerke, die gebedsverhoring wat ons gesien het. Here, help ons om dit wat ons by U leer oor te dra na almal met wie ons tegemoet kom. Want Here, ons, U kinders, wil U verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Vriende, die wonder is dat ons dien 'n genadige, liefdevolle God. Wanneer ek en jy na hom toe kom en sê, Here, hier is my lewe en ek wil uit opregtheid regmaak wat verkeerd is, dan kom sê die Here, hy vergewe ons. Vriende, daarom kan ek verklaar dat ons vergewe is op grond van die liefde van God ons Vader, die werke van sy Seun en die oortuiging van die Heilige Gees in ons lewens.
Vriende, ek wil u uitnooi om saam met my te staan en dan gaan ons geloof hardop voor die Here bely. Kom ons staan saam. Saam bely ons. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hemelvader, ons u kinders, glo in u. Vader, ons kom plaas ons lewens in u hande. Vader, ons kom loof u en ons prys u, want u is ons God. U is ons Here. U is die een wat verlossing bring vir ons lewens. Here, wanneer ons dink aan ons lewe, dan besef ons elke tree wat ons gee is genade uit u hand uit. Here, wanneer ons werk toe gaan, besef ons dis genade uit u hand uit. Vader, wanneer ons kinders skool toe gaan, is dit genade uit u hand uit. Vader, wanneer ons gesinstyd het, familietyd het, wanneer ons saam met vriende kuier, is dit genade uit u hand uit. En daarom, Here, vra ons dat u ook die lofoffer wat ons nou aan u gaan bring, sal aanvaar, wanneer ons lof aan u besing, wanneer ons in aanbidding voor u staan. Ons grote God, Almagtige Vader, Here, met ons hele hart wil ons u loof en prys, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons bly net so staan, dan gaan ons hom loof en prys. En ons begin met die lied, alle volke klap julle hande. Kom ons prys ons God. Juich tot eer van God, verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die Vos verdeel die nasies, juich oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning in, hy roep ons almal saam. Die skare juich en die horings blaas, ons almal roep sy naam. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en
hy sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Vriende, ons gaan dan ook sing, Grote God, aan U die eer, met ons hele hart bring ons dit. Kom ons eer God, ons Vader, ons Koning. Vriende, laastens sluit ons af met Heer, met my hele hart, kom bring ek vir U 'n loflied. Kom ons sing vir Here uit die liefde van ons harte. Harte sing
Hemelvader, ons juig oor U. Ons prys U, ons loof U en ons doen dit met sang, met gebed. Ja, Here, ons wil ons harte oopmaak dat U met ons kan praat. Vader, ons wil ons lewens voor U neerlê. Ons God, ons koning, ons Here, ons redder. Here, dankie dat ons die voorreg het om vandag hier te kan wees, om iets te vier van dit wat U kom doen het in ons geskiedenis. En Here, mag vandag 'n dankdag wees wat eer aan U bring. Here, wanneer ons die woord oopmaak, vra ons, geef ons wysheid, geef ons insig. Ja, Here, dat ons U stem sal hoor, dat U met ons sal praat, in Jesus se naam. Amen. Dankie, ek kan die plek inneem. Vriende, ons skriflesing vandag is Joshua 24. Nou nie skrik nie. Ons lees vandag van vers 1 tot vers 28. Dit is 'n hele klompie verse wat ons gaan lees, maar ek wil vra, kom ons lees die woord en ons waardeer die woord vir wat dit is, want ons kan nie hierdie stuk opbreek in kleiner gedeeltes nie. Kom ons lees die woord van God. Joshua 24. Joshua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Joshua sê toe vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, ander kan die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon. Ons praat nou van Terah, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle voorvader Abraham van ander kant die rivier afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder. Ek het aan hom Isak gegee en aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. Ek het vir Esau die bergland Seir gegee om dit in besit te neem, maar Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte. Ek het Moses en Aaron gestuur en ek het Egipte met plaag getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek julle laat wegtrek. Ek het julle voorouers uit Egipte laat wegtrek en julle het by die see aangekom. Die Egiptenare het julle voorouers met strydwaans en bemanning agtervolg tot by die Rietsee. Hulle het na die Here om hulp geroep en hy het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenare. Hy het die see oor hulle laat kom en dit het hulle bedek. Julle het met julle eie oë gesien wat ek in Egipte gedoen het. Daarna het julle vir 'n lang tyd in die woestyn gebly. En toe het ek julle ingebring in die land van die Amorite, wat oorkant die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het. Ek het hulle voor julle verdelg. Toe het Balak, seun van Zippor, die koning van Moab, gereed gemaak en teen Israel geveg. Hy het Biliam, seun van Beor, ontbied om julle te vervloek. Ek wou egter nie na Biliam luister nie, en hy het julle toe net geseën. So het ek julle uit sy hand gered. Julle het toe die Jordaan oorgesteek en by Jerigo aangekom. Die burgers van Jerigo, die Amorite, die Ferisiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Girgasiete, die Jewiete, die Jebusiete het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle hand gegee. Ek het 'n vlaag paniek voor julle uitgestuur en dit het hulle, die konings van die Amorite, voor julle uitgedryf. Dit was nie deur julle swaarde en boë nie. Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie. Dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon en wingerde en olyfoorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here. Dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders ander kant die rivier en in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien,
Kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode aan die ander kant die rivier, wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie. Want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers uit Egipte land uit die plek van slawerny laat optrek het en wat voor ons oë hierdie groot tekens van mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waar langs ons gegaan het en onder al die volke waar ons deurgetrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf en die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n besittelike God. Hy sal nie julle oortreding en sondes vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en 'n einde aan julle maak nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal net die Here dien. Daarop sê Joshua vir die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde, en rig julle harte op die Here, die God van Israel. Toe sê die volk vir Joshua, ons sal net die Here ons God dien, en ons sal net na sy stem luister. Joshua het op daardie dag namens die volk 'n verbond gesluit en vir hulle vaste voorskrifte en bepalings neergelê in Sichem. Joshua het daardie woorde in die boekrol met die wet van God neergeskryf. Toe het hy 'n groot klip geneem en dit opgerig, daar onder die groot terebintboom wat by die heiligdom van die Here is. Joshua het vir die hele volk gesê, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here wat hy met ons gepraat het gehoor, en hy sal teen julle 'n getuie wees, sodat julle nie julle God verloon nie. Daarna het Joshua die volk weggestuur, elkeen na sy erfdeel. Dit is inderdaad 'n mondvol. Maar vriende, as ek so hierdie teks lees, dan het ek so 'n diep begeerte om by elkeen van u te kom sit en geskiedenis uit te lê. Nou ja, dit gaan ons 'n week vat om dit te doen. Maar God het 'n pad met ons gestap. God het 'n pad gestap met my en met jou, dat ons vandag hier is waar ons is. Goed en sleg. Die lekker tye, die moeilike tye, die hoogtepunte, die laagtepunte. God het 'n pad met my en met jou gestap. Maar vriende, nie net het hy 'n pad met ons gestap nie. God het 'n pad met ons ouers gestap. Of dalk het jou ouers nie 'n pad met die Here gestap nie. God het 'n pad met ons voorouers gestap. God het in hierdie land die pad met ons gestap. Vandag, so op geloftedag, is so 'n geleentheid waar ons iets wat in ons familiegeskiedenis gebeur het, heilig. En ek gebruik die woordjie heilig baie doelbewus, baie spesifiek. 'n meneer van Sail het vir die FHK webtuiste 'n kort stukkie geskryf oor geloftedag. Hy sê geloftedag is nie net 'n vakansiedag nie. Dit is vir ons 'n Sabbat. Dit beteken dat ons hierdie dag geroep het as 'n dag waarop ons God sal
verheerlik. Terwyl Geloftedag wel 'n viering is van 'n wonderdag waarop God gebede verhoor het, waarop God 'n wonderwerk geskied het, is Geloftedag 'n dag wat ons heilig en wat ons vir God gee. Vriende, vandag behoort aan God, nie aan my en jou nie. Vandag is nie bedoel dat ek en jy 'n lekker afdag van die werk kan hê nie. Dit is nie bedoel dat ek en jy sommer net ons eie pret kan voorsien nie. Geloftedag is 'n Sabbatdag. Dis waartoe ons dit geroep het. Vriende, die vraag, wat het God in jou lewe gedoen? Wat is jou geskiedenis saam met die Here? En dit is vir my so mooi wat Joshua hier kom doen. Hy kom gee 'n opsomming van alles wat God gedoen het. En hy begin al die pad terug by Terah. Terah was mos nou Abraham se pa. Dis nou nie 'n algemene kennispunt daai nie, né? Maar Terah was Abraham se pa. En die interessante is, Joshua is baie duidelik hieroor. Terah het nie vir God gedien nie. Hy was nie 'n gelowige nie. Hy het nie in ons God geglo nie. Hy het nie in die God van Abraham geglo nie. Abraham kom uit 'n heidene nasie uit. Maar God het vir Abraham gekies. En ja, dit vra vir ons die vraag, wat het ons ouers gemaak? Ek het die voorreg om te kan sê, dat my ouers gelowige mense was, en is. Ek het die voorreg om te kan sê, dat my oupas en oumas gelowige mense was en is. Nie almal van ons het daai voorreg nie. Nie almal van ons kan dit getuig nie. Maar dit maak nie 'n verskil nie. Hier is Abraham. Abraham wat self uit 'n heidene nasie uitkom en God het hom geroep en hy het sy tassie gepak en saam met die Here gestap. En hy het die Here geleer ken. Deur dik en dun, deur oorloë. Abraham het hy met sy slawe alleen oorlog gaan maak. Omdat die Here hom daartoe geroep het. Joshua vertel hierdie verhaal dwarsdeur. Vertel van so in kort hulle tyd in Egipte. Vir Abraham is Isak gegee, vir Isak is Jakob en Esau. God het vir Esau gesorg en vir hom 'n sekere area gegee wat hy kan gaan oorwin. En waar hy bly en waar sy nageslag bly, maar vir vir Jakob het hy Kanaan gegee. En tog het Jakob teruggetrek Egipte toe. Nou ons ken daai storie. Dit was 'n noodsaaklike skuif. En in Egipte het daar klomp dinge gebeur wat Joshua nou nie van praat nie. Maar dan praat Joshua met hulle en sê, God het julle gered uit Egipte uit. Die vyand het julle gevolg, agterna gesit. Die volk het om hulp geroep tot die Here. God het donkerte daar laat kom tussen Egipte en Israel. God het verlossing bewerk. God het gebede verhoor. God het hulle beskerm. Oor wie gaan hierdie verhaal? Oor Israel? Nee, dit gaan oor God. Dit gaan oor wat God gedoen het. Verder vertel hy, God het hulle gebring in die land van die Amoriete. Al hierdie verskillende nasies het hulle aangeval. Maar elke keer het God hulle beskerm, God hulle gered.
Dit is my so mooi wanneer die teks vertel van die vrees, die angs wat God vooruitgestuur het. Vers 12, ek het 'n vlaag paniek voor julle uitgestuur en dit het hulle, die 2 konings van die Amoriete, voor julle uitgedryf. Hoor wat sê hy? Dit was nie deur julle swaarde en boë nie. Israel het nie gekom waar hulle gekom het op grond van hulle krag, hulle getalle, hoe goed hulle is nie. Dis iets wat God gedoen het. Wanneer ons dink aan die slag van Bloedrivier, wat maak ek en jy daarvan? Oor wie gaan dit vir my en vir jou? Oor die deursettingsvermoë van 400 mans en hulle gesinne? Of gaan dit oor God? Wat by die slag van Bloedrivier gebeur het, was 'n saak van gebedsverhoring. Dit was 'n saak van God se mag. 9 Desember 1938 is die gelofte al ingelyf. Vir 7 dae voor die 16de het daardie groep mense wat bymekaar was, het hulle die gelofte elke dag kom aflê. Hulle het elke dag by die Here om hulp geroep. Soos wat die Israeliete gedoen het toe Egipte hulle nagesit het. Hulle het besef, hulle staar die dood in die oë. Ons moet besef wat daar gebeur het. Voor 16 Desember, voor hierdie oorlog, het hierdie groep mense 'n klomp nederlae beleef. Hulle was nie meer op 'n goeie plek gewees nie. Inteendeel, waarskynlik het hulle geglo, hulle kan nie meer wen nie. Wat hier gebeur het was, dat 'n klomp mense, en dit is gebroke mense soos ek en jy, ja, mense wat ook hulle foute gehad het, mense wat ook hulle eie agendas gedryf het, en geskiedenis kan vir ons vertel, links en regs, dat daar 'n paar slegte manne tussen hulle was. Maar in hierdie oomblik het hulle besef, hulle kan nie sonder die Here oorleef nie. Op hulle eie is hulle hopeloos. Hulle het moed verloor. So het die manne bymekaar gekom en gesê, manne, ons gaan moed na die Here toe draai. Ons het niks meer anders om op te staan nie. Dis wat daar gebeur het. Op die 16de het die aanval so vroeg gekom, dat hulle nie eers die gelofte op die 16de die oggend kon sê nie. Hulle het nie tyd gehad om daai oggend te kon bid en vra, Here help ons nie. Vir 7 dae vooraf het hulle by die Here gesmeek, Here, ons kan nie sonder U nie. Here, ons is afhanklik van U, ons lewens is afhanklik van U. Here, hier is ons laaste behoud. Here, hier is ons lewens. Die gelofte is gebore in 'n oomblik
waar mense hulle afhanklikheid van God besef het. En ja, God het 'n wonderwerk laat gebeur op 16 Desember. Hulle moes nie gewen het nie. Alles het teen hulle getel. Alles menslik gesproke het teen hulle getel. God het gebeure verhoor. En ja, soos ons teks ook sê, was dit nie hulle spreekwoordelike swaarde en boë wat die oorlog gewen het nie. Hulle was goed. Hulle was nie so goed nie. Dit was God wat oorwinning gebring het op 16 Desember 1938. Die gesprek wat Joshua met die groot manne van die volk het in ons teks, in Joshua 24, is 'n baie reguit, eerlike en eintlik in 'n mate 'n oordeelsgesprek. Sien, hierdie volk se voorvaders het afgode gedien. Terug na Terra toe. Abraham se broer Nahor. Abraham self, wat toe die Here ontmoet het. Maar verder as dit, toe die Israeliete in Egipte slawe was, het hulle die gode van Egipte aangeneem. Hier waar hulle in die land van die Amoriete was, het hulle begin om die gode van die Amoriete aan te neem. Dit was 'n probleem. En dit is waar Joshua kom. Joshua kom en sê eintlik, weet julle wat? En dit is amper 'n nonchalantheid. Ek weet nie of julle dit gehoor het nie. Dalk moet ek dit weer lees. Hier vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien, of die gode aan die ander kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode wat die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vriende, die wêreld gaan ons altyd pla, gaan ons altyd uitlok, gaan altyd van ons vra om dinge te doen wat God nie wil hê ons moet doen nie. Die vraag vir my en vir jou is dit: wat kies ek en jy in ons lewens? En dit is wat Joshua voor hulle lê en sê, weet julle wat? Dit raak my eintlik glad nie. Ek weet wat ek glo. En my vraag is, het ek en jy daai getuienis? Vandag kan ek vir julle sê, ek glo in God, Vader, Seun, Heilige Gees. En ek probeer my uiterste bes om my lewe in te rig volgens dit wat God van ons vra. En die realiteit is, dit wat my broer doen, raak nie my geloofslewe nie. Maar die vraag sou wees, waar staan ons? Want sien, die volk reageer. En sê, Joshua, ons kies die Here. Jy het nou net die wonderwerke genoem. Ons het nou net deur die geskiedenis geloop, gekyk na dit wat God gedoen het. Die wonderwerk wat hy op 16 Desember 1938 gedoen het. Ons glo in God, ons kies die Here. Dan kom Joshua en
En eintlik sê hy vir hulle, weet julle wat, raak my rustig. Julle dink dis sommer net so, nee. Dis nie so eenvoudig nie, sê hy. Maar sien, wanneer ons sê, ons glo in die Here, wat beteken dit vir my en vir jou? Weet julle, dis vir my so mooi. Ek dink aan die gelofte self, en mag ek vir 'n oomblik die gelofte weer aanhaal? So net na, ons weet mos nou wat gebeur het. God het die vyand in hulle hand oorgegee. So daai deel gaan ek nou oorslaan. En hulle het gesê, hulle sal die volgende doen. Ons sal die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. Dis wat ons sal doen. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. Met ander woorde, ons gaan die kerk vir die Here bou, tot eer en verheerliking van wie hy is. Vriende, hierdie kerkgebou, wel, hierdie gemeente het in 1850 tot stand gekom, 12 jaar na Bloedrivier. Hierdie kerkgebou is 'n klompie jare daarna gebou. Hierdie mure, hierdie vensters, hierdie balke, hierdie dak, hierdie kerk is opgerig om eer aan God te bring. Hy is opgerig ter wille van God, nie ter wille van my en jou nie. En ek is seker julle wat in die banke sit, sal weet, hierdie banke is nie bedoel vir gemak nie. Dis nie bedoel vir ons nie. Die kerk is bedoel vir God. Ek en jy sit nie hier omdat dit lekker is om op hierdie banke te sit nie. Ek is seker jou bank by die huis sit baie lekkerder. Maar ons is hier om eer aan God te bring. Dis wat hulle beloof het. Buiten vir die feit dat ons op 16 Desember by mekaar sal kom. Dat ons hierdie dag aan God sal wy. Dat ons vandag om die tafel sal sit en sê, wat het God hierdie jaar in jou lewe gedoen? Kom ons getuig van God se werk in ons lewe. Vergeet van dit wat verkeerd loop. Wat het God gedoen? Behalwe daarvoor het ons gesê, ons is hier om God te behaag. Verder loop hy, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dra ons dit oor aan ons kinders. Ons het dit in Deuteronomium al gelees. Hierdie is belangrik. Dra ons dit oor aan mense rondom ons. Kies ons 'n lewe wat God behaag. Kies ons 'n lewe wat God verheerlik. En die laaste stukkie van die gelofte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dit gaan oor die eer en verheerliking van God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat mag het oor lewe en dood. Dit gaan oor God, wat mag het oor my en jou lewe. Dis waaroor dit gaan. Is dit wat ons oordra? Probleem is, Joshua daag hulle uit. Joshua daag ons uit. Hy daag ons uit deur te sê, ons kan nie die Here dien as ons nog goed in ons lewens het wat 'n ereplek voor God kry nie.
Vriende, God kom eerste. God kom eerste voor ons werk. God kom eerste. Punt. Ons werk sal altyd onderhewig wees aan dit wat God wil. Die oomblik wat ek en jy in ons werke buite die lyne begin inkleer, dan is ons nie meer besig om dit te doen nie. En dan kom klaar Joshua ons aan. Ons families, die oomblik wat ons families begin verwaarloos. Ek praat nie net van fisiese verwaarlosing nie. Ek praat ook van emosionele verwaarlosing. Die oomblik wat ons families verwaarloos, dan kom klaar Joshua ons aan. Die oomblik wat dit vir my belangriker raak om ander goed te doen, ten koste van my getuienis as 'n gelowige, as 'n kind van God, dan kom klaar Joshua ons aan. En dit is skrikwekkend. Joshua wat sê, God sal sy seun van ons onttrek. Nog erger. God sal ons van hierdie aarde afvee, as ons teen hom draai. Vriende, dalk is dit 'n tema vir 'n ander dag. Want dis 'n hele gesprek op sy eie. Hierdie gelofte herinner ons vandag aan God se werk. Ek en jy is vandag hier om God die heel eerste te verheerlik. Ja, soos die gelofte ook sê, die roem en die oorwinning behoort aan God. Ook in my en jou alledaagse lewe. Vandag, môre, ons gaan nou Kerstyd in. 'n Klomp van ons gaan dalk nou weg op vakansie. As ons volgende jaar terugkom, die roem en die oorwinning in jou werk, in jou gesin, in jou sosiale lewe, in jou finansies, behoort aan God. Vriende, die gelofte is so 'n kosbare moment in ons lewens. Ek wil vandag ten slotte u uitnooi om deel te neem aan die gelofte. Ons gaan nie die gelofte saam opsê nie. Ek het van gedeeltes uit hierdie teks het ek gaan verwerk as 'n responsoriese gesprek. Dit sal op die bord verskyn. Ina, jy kan so lank opsit asseblief. Die wit woorde lees ek. Daar gaan geel woorde ook verskyn wat u hardop saam gaan lees asseblief. Ek sal dit saam met julle lees. Maar kom ons staan en vandag kies ons die Here. En vriende, kom ons wees eerlik. As jy vandag dit nie wil doen nie, dan sit jy. Maar as jy vandag saam met my die Here kies, kom ons staan en ons bely ons geloof voor die Here. Kom ons staan op. Voorganger lees. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir Here, dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders ander kan die rivier en in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie.
want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers op wonderbaarlike maniere gered het. Julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n besitlike God. Nee, maar ons sal net die Here dien. Julle is getuies teen julle self, dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Ons is getuies. Vriende, kom ons bid saam. Hemelvader, aan U kom die eer toe. Aan U kom die lof toe, vir wie U is, ons God, ons koning, ons Here, ons beskermer, die een wat ons hoor wanneer ons bid, die een wat wonderwerke laat gebeur, selfs vandag nog. Ja Here, aan U kom toe al die eer. En Here, ons staan in verwondering vir die feit, dat U gekies het om ook met ons, wat vandag hier teenwoordig is, die pad te stap. Here, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Dit behoort aan U, Here. Here, mag ons elke dag van ons lewe gaan soek vir daai plek wat U ons wil gebruik. Mag ons elke dag van ons lewe iets oordra van U grootheid, van die wonder van wie U is, ons God. Here, ons prys U naam en ons eer. En vandag, Here, is ons hier te saam om U te verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan net so. Dan sing ons slotlied. Ons is almal hier te saam. Verheerlik hom. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus dien. Ons is almal hier te saam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Hou ons lewe deur die Gees, laat ons die kinders wees, en U alles eer. Jesus Christus dien. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag God se liefde, mag God se beskerming, mag God se leiding elke dag in jou lewe 'n werklikheid wees. Die God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vriende, geseënde dag vir julle verder.